Oké julle, vandag gaan ons gou 'n bietjie die opsomming doen van Job. Job is vir my 'n baie belangrike boek. Daar's baie lewenslesse wat jy uit hom uit kan vat. En mens moet maar in gedagte hou dat jy weet dis amper half 'n moeilike een en hoe kan 'n mens nou half sê die baie keer as jy die boek Job lees en jy luister wat Job se antwoorde is ensovoorts, en dan is dit nogal jy weet dis half of die Job homself weerspreek. Jy weet sy vriende kom en sê nee, maar jy moet jou sondes bely ensovoorts ensovoorts. En jy weet dan kom jy agter ja, jy weet dan sê Job nou een ding en sy vriende sê 'n ander ding. Maar dan kom jy agter wat Job eintlik nou maar gedoen het was verkeerd, jy weet in terme van hoe hy baie van die goeters opgesom het. En dit word nou maar reggestel in daai laaste 2 hoofstukke van Job. Maar op die einde van die dag baie belangrike boek in my opinie. Ek glo as die meeste van ons kan wees soos wat Job is, en daai diepte en sterkte in geloof, sal ek dink ons nogal redelik ver in die lewe kan kom. Maar dit is tog interessant om te verstaan wat die Vader hom op regstel, kan jy half sê, aan die einde van Job. Om vir hom te sê, jy weet, waar was jy? Eintlik kom dit maar neer op, wie dink jy is jy? Jy weet, laat jy jouself nou so belangrik ag, laat jy vir my gaan sê, hoe moet ek die dinge doen? Maar wat interessant is, as jy van die buitebybelse boeke of die apokryfe lees, dan is dit nogal interessant, want dan sien jy eintlik hoekom het Job in die penarie gekom waar hy eintlik ingekom het. En ek dink as jy bietjie daai agtergrond het, dan lees jy amper die hele Job stuk met 'n ander oogpunt. En dit maak dit nou nogal, of dit was vir my nogal, jy weet, iets wat my oë nogal redelik oopgemaak het. En dan verstaan jy dat die hele ding wat maar eintlik gebeur het, was eintlik maar 'n toets. Maar ook weer die effek van cause en effect. So vir elke aksie is daar gelyke maar teenoorgestelde reaksie. Ek sal as ons klaar met die Ou Testament, dan sal ek van die apokrifes vir julle 'n bietjie lees en dan kan julle hoor, en dan sal julle ook mooier verstaan wat Job gedoen het en wat veroorsaak het laat die Satan, jy weet, basies gevra het, maar okay, as Job nou so oulik is, laat ek hom aanvat. En dit is maar die ding wat daar gebeur het. So ek sal op die einde van die dag, soos ek sê, sal ek daai vir julle lees en dan kan julle maar self weer gaan luister. En dan is dit nogal 'n ander dimensie as jy daaraan dink. Jy weet, hy het gedink hy doen goed, maar dit het hom toe nogal duur te koste gekom op die einde van die dag. Maar wat ook weer goed is en oulik is, nadat Job op die einde van die dag toe nou jy weet, gebesef het waar hy verkeerd gegaan het en wat hy ook verkeerd gedoen het die Vader hom op die ou einde dubbel geseën, as wat sy eerste seëning was op die einde. En ek dink dis ook iets wat 'n mens maar altyd in gedagte moet hou, want as jy nou luister hoe Job praat, dan sê hy, dit maak nie regtig saak of jy nou goddeloos is of 'n regverdige persoon op die einde van die dag, jy weet, almal kry die moeilikheid en almal sukkel en wat. En hoe meer sy vriende en jy weet, die mense om hom sê, hoor maar jy met jou sonde bely, dan sal dit nie so met jou aanhou gaan nie. Hoe minder of hoe meer raak hy amper teenstrydig. En dis belangrik om daai konsep te verstaan, want op die einde van die dag, al wat daar gebeur het, as jy nou die buitebybelse boeke of die apokryfe lees, as jy verstaan hoekom het hy, of hoekom het gebeur met hom wat gebeur het, soos wat ek nou al van tevore gesê het. Maar dis is 'n baie mooi boek. Ek dink jy is baie om van te leer, veral as ons wat nog in hierdie menslike plein is, as jy dit so kan stel, waar ons nie altyd baie van die goeters wat met jou in jou lewe gebeur, altyd mooi besef nie. En dis belangrik om maar
altyd introspeksie ook te neem in plaas van om altyd ander mense te wil blameer vir dinge wat met jou gebeur en in jou lewe sekere situasies. Dink is belangrik om daai introspeksie maar te neem, maar dis nogal 'n ding wat baie moeilik is vir baie mense, want dis mos nooit jou skuld nie. Maar ja, mense, Job, baie belangrike boek vir my persoonlik. Ek is nie seker of dit noodwendig dieselfde aanklank het by ander mense nie. Ek dink Job se geloof was baie groot en baie goed en alles, en jy weet, hy het verkeerde dinge gesê en gedoen, maar hy het op die einde van die dag, as jy daai laaste stuk van Job lees of luister, sê jy baie mooi hoor waar hy op die einde van die dag bely het sy sondes, en weer 'n keer, soos wat ek nou voorheen gesê het, is hy dubbel geseën. So dit is iets wat ek byvoorbeeld in my eie lewe al 'n paar keer gebruik het, as dit die dinge bietjie moeilik raak en die lewe bietjie druk, dan sal ek altyd vir Job oopslaan en sê, hoorie, jy is nou jy weet, geaffekteer want jy weet, jou bakkie wil nie werk nie, of is nou 'n skaap wat siek is of wat ook al, en dan dink jy wat daai ou deur is, jy weet, dis nie eers vergelykbaar nie. Dit is maar so eenvoudig. So, dis maar die groot ding wat ek altyd in Job gebruik en wat vir my belangrik is. Ok julle, ek hoop dit maak vir julle sin. Onthou, my nommer is beskikbaar op die video's, as daar dalk vrae is of enigiets wat julle wil weet, is julle welkom om my te kontak. As ook, jy weet, share maar die video as julle, of die stemgrepe wat julle kry, dit kan dalk net iemand help. Ok julle, ek hoop julle het 'n wonderlike dag, gaan praat ons weer.